Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie dat U ons aangeneem het, uitverkies het om U kinders te wees. Ons dankie dat ons U kan ken. Ons dankie dat ons kan weet dat die Here Jesus Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, dat hy met sy bloed ons skoon gewas het en dat hy ook vir ons op die derde dag uit die doodheid opgestaan het en so vir ons uiteindelik ook die ewige dood verslaan het, sodat ons nie hoef te twyfel nie, maar ook kan weet dat ons op pad is na die ewige lewe, deur die genadegawe van die geloof wat die Heilige Gees dan ook in ons harte werk. Here, en wanneer ons besef hoe swak, nietig en sondig ons is, dan besef ons ook hoe groot U genade vir ons is, dat ten spyte daarvan dat ons dit nie verdien nie, U steeds gekies het om ons uit te red, om U Seun vir ons te stuur. En Here, daarom wil ons met lewens van dankbaarheid antwoord. Here, daarom vra ons dan ook vandag dat U vir ons deur die woord dan ook sal wys hoe daardie lewens van dankbaarheid ook moet lyk, dat U deur dit wat ons ook hier gaan hoor, ons geloof sal versterk, dat ons nader en nader aan U sal leef, dat ons sal weet wie U is meer en meer, sal besef hoe swak, nietig en sondig ons is, en dat ons daarom deur die werking en die krag van die Heilige Gees 'n groter begeerte en 'n groter ywer sal hê om deur alles wat ons doen te leef tot eer en verheerliking van U naam. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vandag gaan wees uit 2 Samuel 11, daardie bekende verhaal oor Dawid en Batsheba. Maar voordat ons dit gaan lees, wil ek net weer so 'n bietjie die lyne bymekaar trek en vertel hoe ons hier by 2 Samuel 11 uitgekom het. Ons het nou weer groot spronge gemaak. Ons het verlede Sondag het ons gekyk na Moses daar op die berg Sinai, en ons het gesien dat hy intree vir die volk, dat hy bereid is om sy lewe vir die volk te gee. En van daar af, daar in Exodus is daar natuurlik baie wat gebeur, maar in 'n sekere sin sien ons dan die volk wat natuurlik dan die ark maak, of eers die tabernakel maak, die tent van samekoms en dan ook die ark, en dat die volk rondtrek deur die woestyn. Daar's 'n klomp gebeure en ek wil nie nou in die besonderhede daarvan ingaan nie. Dan sien ons uiteindelik ook dat die volk getel word, en dan in Deuteronomium in 'n sekere sin staan die volk op die punt om die beloofde land uiteindelik binne te gaan, en dan so ook in 'n sekere sin in Josua. So om net die lyne so 'n bietjie op te tel, wil ek vir ons 'n klompie verse uit Josua en elders ook lees, sodat ons net sien in hierdie tema waarmee ons besig is, wat gaan oor die berg van God en die kosmiese berg en die rol wat berge uiteindelik speel in die Bybel, sodat ons net die lyne bymekaar kan trek en kan hou wat die geskiedenis ook aanbetref, en dit skep sommer vir ons 'n geheelbeeld van die Bybelboeke. So wat basies in die eerste 5 boeke gebeur, is van Moses af daar op Sinai verder in Exodus, is dan kry ons Levitikus en Numeri en Deuteronomium, wat maar almal bekend staan as die wetboeke. Wette, seremonies word gegee, en die volk word gereed gemaak om in die beloofde land in te gaan, en dan staan hulle aan die einde van Deuteronomium, wil ek amper sê, met die een voet in die beloofde land. Maar dan aan die einde van die volgende boek, Josua. Josua se laaste hoofstuk is Josua 24, en ek wil vir ons daar lees tussen verse 11 en 25. Ons lees daar, toe julle die Jordaan deurgetrek het. Hierdie is nou Josua wat met die volk praat. So hulle is besig om die beloofde land
in te gaan en hy sê julle het hom alreeds deurgetrek, so julle is nou daar. Toe julle die Jordaan deurgetrek en by Jerigo gekom het, het die burgers van Jerigo, die Amoriete en die Feresiete en die Kanaaniete en die Hetiete en die Gergasiete en die Hewite en die Jebusiete teen julle geveg. Maar ek het hulle in julle hand gegee, so sê Josua, sê God vir die volk. En wat het God gedoen? En perdebye voor julle uitgestuur, want wat hulle voor julle uit verdryf het, die 2 konings van die Amoriete, nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aangearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie. Daar eet julle van. En ek wil myself net daar onderbreek aan die einde van vers 13. Hier is van vers 12 af eintlik 'n belangrike tema, nie net vir hierdie Sondag nie, maar ook vir volgende Sondag. En dit is dat uiteindelik God sê, dis nie julle of die getal van julle weermag Israel of die getal van julle mense wat die oorwinning gegee het nie, dis ek wat uiteindelik vir julle die oorwinning gegee het. En dan lees ons verder. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aangearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vers 14, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Efraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, dis Josua wat dit sê, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. En hier wil ek myself ook weer onderbreek. Die volk se antwoord hier is baie belangrik. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien, want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land, uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan, en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uit verdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is onse God. Maar Josua het vir die volk gesê, en hierdie is belangrik, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortredinge en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, sê Josua dan vir hulle, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here onse God dien en na sy stem luister. En op die dag het Josua met die volk 'n verbond gesluit en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. Nou, hoekom is hierdie belangrik? Want hier word 'n verbond gesluit. Ons het dit nou hier in die laaste verse ook gelees. Die volk sluit hierdie verbond en dit gaan vir 'n klein rukkie goed. Maar dan is dit die patroon, wil ek amper sê, van die Ou Testament wat ons so duidelik sien. Dan verbreek die volk natuurlik hierdie verbond. Hulle loop agter die ander inwoners van die land aan en hulle begin die afgode uiteindelik te dien. En daarom sien ons dan, soos wat Josua ook hier gesê het, die toorn en die straf van die Here kom op hulle. En dan baie keer wanneer ons verder, ek wil amper sê, en ek wil dit terugtrek na die gebeure van die goue kalf toe waaroor ons gepraat het,
by Moses by Sinai, elke keer na die goue kalf, en in die besonder ook wanneer die volk weer agter die Baals en die Astarte, met ander woorde die afgode aangeloop het, dan is daar 'n spesifieke term wat gebruik word, en dit is dat die Here se toren het teen Israel opgevlam. En soveel so dat wanneer mens dan in die toekoms in Rigters en in die ander boeke lees dat die Here se toren teen Israel opgevlam het, dan uiteindelik, sonder dat dit gesê word, maak mens die logiese afleiding, en dis die regte afleiding dan, dat dit is omdat hulle weer besig was om afgode uiteindelik te aanbid. En in kort sien ons dan na Josua, die verhaal van Josua, die van die Rigters, en die Israeliete by die Rigters verslap uiteindelik in God se opdrag om die beloofde land te suiwer en die ander nasies uit die land uit te dryf. En dis dan juist, hulle dryf nie die nasies uit nie, dan meng hulle met daardie nasies en hulle loop dan agter hulle aan en dien saam met hulle die afgode. Ek wil vir ons nog 'n gedeelte beskryf. Rigters 2 beskryf dit as volg, van Rigters 2 vers 10 tot 23. Hy sê, en toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag, dis nou die geslag van Josua, nou beweeg ons aan in die geskiedenis, en toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. So dit is ook weer typies wat verkeerd is in die oë van die Here. Dieselfde ding geld, hier lees ons, hulle het die Baals gedien, aan die afgode. En die Here, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipte land uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here verlaat en die Baal en die Astartes dien, hier sien ons dit, het die toren van die Here teen Israel ontvlam. Opgevlam of ontvlam, dis dieselfde. En hy het hulle oorgegee in die hand van rowers, wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. Waarin hulle ook al uittrek, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek en soos die Here vir hulle gesweer het. Dis nou by Josua gewees. Maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak, verwek die Here rigters, wat hulle verlos uit die hand van die berowers. En dit is waaroor die boek Rigters in 'n sekere sin gaan, die Here wek dan rigters op. Na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie, maar agter ander gode gehoreer en hulle daarvoor neergebuig. Gou het hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het, in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here. So het hulle nie gedoen nie, met ander woorde, hulle het nie gedoen soos hulle vaders wat gehoorsaam was nie, maar hulle het afgewyk daarvan, selfs die rigters soos Gideon, soos Samson, Deborah, en so kan ons uiteindelik aangaan, hulle het nie vir hulle geluister nie. En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigters, om hulle te verlos uit die hand van hulle vyande, al die dae van die rigters, omdat die Here medelee gehad het, van wie hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. Maar, wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel, deur agter ander gode aan te loop, om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie. So met ander woorde wat eintlik ook hier beskryf word, is in die tyd van die rigters, het dit dood eenvoudig gegaan van kwaad tot erger. Die een rigter het hulle gerig en hulle verlos, maar as hy of sy dood is, dan is die volgende geslag, loop dan net nog erger agter die afgode aan, as die voor hulle. Daarom sê vers 20, daarom het die toren van die Here teen Israel ontvlam, en hy het gesê, omdat hierdie nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het, oortree, en na my stem nie luister nie, so nou verwys hy weer na hierdie verbond by Josua.
sal ek ook verder geen een van die nasies wat Josua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uitverdrywe nie. So hier sien ons nou die gevolge van hulle sonde. Sal ek geen een van daardie nasies voor hulle uitverdrywe nie, om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou, deur daarin te wandel, soos hulle vaders dit gehou het of nie. Daarom het die Here daardie nasies laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josua gegee nie. En dit is nou natuurlik hier in Rigters 2 verse 10 tot 23 gewees. Dan daarna, na die boek van Rigters, dan is dit natuurlik die verhaal van Rut. Nou waar Rigters nog gaan oor die volk as geheel, wys Rut in 'n sekere sin op enkelinge, en die gedagte daarachter is eerstens om te wys dat God gee altyd 'n oorblyfsel. Daar is altyd 'n oorblyfsel wat hom sal dien, alhoewel die groot meerderheid, wil ek amper sê, afdwaal en afgode, en God werk altyd ook weer deur sy oorblyfsel, en Rut is juis deel daarvan. So wat in Rut gebeur in kort is, Rut is natuurlik die Moabitiese vrou, en sy trou met natuurlik Naomi se seuns, of se seun, sy en Orpa, wat ook met Naomi se seun getrou het, en dan gaan die 2 seuns dood, en Naomi se man gaan ook dood, en dan moet hulle trek, en dan uiteindelik, wanneer hulle weer terugtrek, wil ek amper sê, na die land van Israel toe, dan daar, as gevolg van die lossingsreg, dan uiteindelik trou Rut met Boas. Boas is natuurlik die Israeliet, hy is uit hierdie familie van Rut uit, en die lang en die kort is maar die verhaal van Rut is, Rut gaan daaroor dat God gelowige families bewaar en gebruik. So Rut trou dan met Boas die Israeliet, en uiteindelik eindig die verhaal van Rut, 'n kort verhaal wat uiteindelik sê dat Rut het Naomi se skoondogter gebly, en sy het met hierdie familielid van Naomi getrou, en dan word daar van Naomi uiteindelik 'n klein seun gebore, en dan sluit Rut af met die vertel van die stamboom. Nou daarin Rut 4 vers 17 lees ons, en die buurvroue het hom, dis nou die seentjie wat gebore is, 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Naomi is die ouma. En dan, wie was Obed? Hy was die vader van Isai, en wie was Isai? Die vader van Dawid. So dit volg vir ons die lyne, en dit gaan ons nou by 1 en 2 Samuel bring, maar so, dan na Rut, dan kry ons die boeke van 1 en 2 Samuel, en in 1 Samuel gaan dit natuurlik oor die geboorte van Samuel, maar dit begin, sy ma Hanna was kinderloos gewees, net soos wat Sarah van Abraham kinderloos was, maar dan in die geloof kom Hanna, en sy lê 'n gelofte voor God af, en dan uiteindelik word Samuel gebore, en Samuel natuurlik is dan een van die groot profete, wil ek in 'n sekere sin sê, of hy is 'n profeet wat met die konings dan ten minste ook werk, en wat die eerste konings van Israel natuurlik gesalf het as konings. Maar dan, voordat ons daar uitkom, net eers so kortliks, ook om die geskiedenis te volg, is dit belangrik. 'n belangrike ding wat dan ook gebeur, is in 1 Samuel 4, sien ons dat die Filistyne, weer as gevolg van die ongeloof van die Israeliete, en in 'n sekere sin, omdat hulle die ark gebruik het as, ek wil die Engelse woord hier gebruik, as 'n lucky charm. Hulle het die ark so gebruik, en hulle het gedink, hy is die gelukbringer, is die Afrikaanse woord, wat sal verseker dat hulle altyd sal wen. En toe het die Here hulle in 'n sekere sin in die hand van die Filistyne gegee. Die Filistyne, die Israeliete verslaan by 'n spesifieke geveg waar die ark ook was, en toe vat hulle die ark van die verbond. En toe was die ark vir 'n lang tyd in besit van die Filistyne, maar dan later uiteindelik dan kom die ark weer terug, en dan word die ark weer, wil ek amper sê, weer teruggebring na die tabernakel of die tent van samekoms toe,
En dan sê die volk uiteindelik dat hulle wil 'n koning hê. En dan kom Samuel en hy salf die eerste koning van Israel, wat natuurlik koning Saul is. Maar dan weet ons, Saul het heeltemal misluk as koning, en dan uiteindelik, wil ek amper sê, in sy plek kom Saul en hy kom salf vir Dawid as koning. En dan is daar natuurlik die hele opverloop. Dawid word van die begin af geskets in 'n sekere sin as die nuwe Moses, die nuwe Noag, en dan die nuwe Moses, die een wat uiteindelik nou, soos wat die Bybel ook vir ons leer, 'n man na God se hart is. En so dan sien ons dat Samuel vir Dawid as koning salf, daar in 1 Konings 16 en in 1 Konings 17, dan verslaan Dawid die reus Goliat, en dan is daar baie ander dinge wat uiteindelik ook gebeur. Saul sterf in 1 Samuel 31, en dan word Dawid koning van Israel in 2 Samuel 2, en dan amptelik van die hele Israel en Juda dan natuurlik ingesluit in 2 Samuel 5 uiteindelik. En dit is in 'n sekere sin waar ek die draad so bietjie wil optel, maar nog nie heeltemal nie. Wat dan tussenin ook gebeur wat belangrik is daarna, en dit is baie belangrik, verower Dawid 'n Kanaanitiese stad met die naam van Jebus, wat op daardie stadium dan aan die Jebusiete behoort het. Nou, hulle is Kanaaniete ook, hulle is, ek wil amper maar sê, 'n stam van die Kanaaniete. En hierdie stad is geleë op 'n berg, op 'n baie perfekte plek. Hy word goed beskerm deur die struktuur van die berg en die manier hoe hy geleë is. Daar's 'n stroom water daar naby, en hy is omring deur hoër berge en dan ook valleie na alle kante toe. So dit is, ek wil amper sê, wat 'n militêre argument aanbetref, of wat uiteindelik verdediging aanbetref, is dit 'n baie strategiese stad. En ons lees byvoorbeeld in 1 Kronieke 11 verse 4 en 5, en Dawid en die hele Israel het getrek na Jerusalem. Dit is Jebus, en daar was die Jebusiete die bewoners van die land, en die inwoners van Jebus het vir Dawid gesê, jy sal hier nie inkom nie, maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem. Dit is die stad van Dawid. So wat 1 Kronieke 11 verse 4 en 5 nou vir ons verklap het, is hierdie stad Jebus is ook Jerusalem. Jerusalem se eerste naam was Jebus gewees, en toe het Dawid die stad Sion uiteindelik die bergvesting is dan ook ingeneem. So Dawid neem dan hierdie bergvesting in, en hy maak dit uiteindelik Sion. Hy maak dit dan die stad van Dawid. Nou kortliks voor ons ook aanbeweeg, wil ek net so vinnig sê, wat beteken Sion? Nou Sion beteken die hoë rots of die hoë klip, en dit verwys ook weer na hierdie strategiese topografie van Sion dan uiteindelik. En ons ken die bekende psalm wat sê, rondom Jerusalem is daar berge, en dit is juist dan ook hier wat hier gebeur. En dan in 2 Samuel 5 vers 7 lees ons dieselfde, maar dan net die ander weergawe van wat in 1 Kronieke 11 staan, en dit is, maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem. Dit is die stad van Dawid. En dan in 'n paar verse later, in 2 Samuel 5 verse 9 en 10, lees ons dan, en Dawid het in die bergvesting, dis nou in Sion, gaan woon, en dit die stad van Dawid genoem. En Dawid het rondom van Milo af na die binnekant gebou, en Dawid het gedurig deur groter geword, en die Here, die God van die leerskare, was met hom. So wat dan hier belangrik is, soos ek gesê het, Dawid word hier vir ons geskets as die een. Die Here is met hom, hy gaan groter word, hy gaan sterker word, hy is die nuwe Noag, hy is die nuwe Moses, hy is die een wat sy volk sal lei, wat hulle nou uit hierdie afgode aanbiddery gaan lei. Hy word positief geskets. Dis in elk geval wat
soos dit op daardie stadium is, daar's hoë verwagtinge van hom. Maar dan kom ons uiteindelik, wat dan hier gebeur ook, is dat aanvanklik is dit so, dat alles wat Dawid doen is goed, ook hierdie strategiese skuif, om hierdie stad in te neem, om Jerusalem in te neem, toe dit nog 'n Jebusitiese stad was, is 'n baie strategiese, baie slim beweging. Ons het in die vorige preek het ons ook gesê, dat God se teenwoordigheid van die berg Sinaï af neergedaal het na die tent van samekoms toe, en toe daar bo op die ark in 'n sekere sin gaan rus het, of soos ons dit ook kan noem, die tent van samekoms, as ons nou praat van die tabernakel, en die ark is natuurlik binne in die tent van samekoms of die tabernakel, en ons het toe gesê, dat God is toe saam met die mense, soos Moses vir hom gesê het, as u nie saam met ons trek en dan gaan ons nie saam nie. So die tent van samekoms of die ark was in 'n sekere sin die simboliese teenwoordigheid van God. Maar wat Dawid dan uiteindelik doen wanneer hy hierdie bergvesting inneem, vir Sion inneem, wat dan nou later ook Jerusalem word, is wat hy dan doen is, hy maak dit die middelpunt, en hy sentraliseer die stamme van Israel dan rondom Jerusalem uiteindelik, of rondom Sion, en dan wat hy ook doen, wat belangrik is hy bring uiteindelik die kosmiese berg, wat ons ook verlede Sondag gesê het, eintlik nou die tent van samekoms is, omdat dit die ontmoetingsplek tussen God en sy volk is, dan bring hy die ark ook na Jerusalem toe, so hy bring dan die kosmiese berg na die bergvesting toe, en dit is nie net op 'n militêre, strategiese vlak 'n baie wyse besluit, of 'n baie slim skuif, as mense dan nou so kan beskryf nie, maar dit is ook polities, is dit ook 'n baie slim skuif gewees, en dan sien ons dat die Here seën vir Dawid, en van hier af verder word Jerusalem dan uiteindelik waar die berg Sion dan nou ook is, as te ware die kosmiese berg, omdat Dawid die kosmiese berg van die tabernakel of die tent van samekoms met die verbondsark daar binne hier na Sion toe, so na Jerusalem toe gebring het, so dan word dit sinoniem met mekaar. Die kosmiese berg, in 'n sekere sin die ontmoetingsplek tussen God en mens, word dan uiteindelik Jerusalem. Nie omdat Jerusalem iets is nie, maar omdat God daar is, en omdat God se teenwoordigheid en sy seën daar saam met Dawid uiteindelik is. En dit is belangrik, dat ek net weer herinner daaraan, dat ons vir mekaar gesê het, hierdie selfde berg, Sion, is ook die berg waar die eerste aartsvader Abraham natuurlik vir Isak, sy seun, in gehoorsaamheid aan God bereid was om te offer, en God toe uiteindelik voorsien het. So Moria en Sion is een en dieselfde berg. En soos ek sê, dan gaan dit goed met Dawid, en vir 'n hele ruk, hy, as mens verder gaan lees, dan onderwerp hy in die taal van Genesis, en in die taal van die opdrag van God aan Adam en Eva, dan onderwerp hy ook sy vyande, soos wat daar vir Adam en Eva gesê is, dat hulle die aarde moet onderwerp en daaroor moet heers. So Dawid onderwerp ook sy vyande, en dan in die verse wat volg daar in 2 Samuel, en in die hoofstukke wat volg in 2 Samuel, dan sien ons ook dat die skrywer baie fyn met die Hebreëse woordspelings en met die skryfkuns, ons sien dit nie vandag wanneer ons lees nie, maar die oorspronklike Hebreëse hoorders sou dit onmiddellik gehoor het, en as hulle dit gelees het ook, is dan gebruik hy dieselfde tipe taal as die taal van die tuin van Eden, en hy skets uiteindelik die omringende nasies, die Kanaaniete en die Jebusiete en die Amoriete en al die klompe wie se name ons nou al gelees het, dan skets hy hulle as te ware as hierdie gevaarlike slange, soos die slang in die tuin van Eden wat wil steel, moor en verwoes, en uiteindelik soos wat God die opdrag gegee het aan Adam en Eva, onderwerp die aarde en heers oor dit.
dit wat Dawid doen wanneer hy uiteindelik oorlog voer en die omringende nasies uiteindelik verower en uit die land uitdrywe, word dan in hierdie selfde taal beskryf, onderwerp jou vyande rondom jou. En wat die skrywer eintlik wil regkry en wat die oorspronklike hoorders duidelik sou verstaan het vanuit die Hebreëus uit, is hy wil vir ons sê, dit gaan hier oor iets groter, dit gaan nie net oor die Israeliete wat teen die nasies rondom hulle oorlog voer nie, maar dit gaan nog steeds oor die groot stryd van die saad van die vrou teenoor die saad van die slang. Onthou, toe Adam en Eva daar die vrug gepluk het van die boom van die kennis van goed en kwaad, het God vir hulle gesê, en vir die slang ook wat daarby was, wat die duiwel natuurlik is, daar sal van nou af vir ewig stryd wees tussen die saad van die vrou en die saad van die slang uiteindelik. En dit is wat die skrywer vir ons hier wil skets, en dan inderdaad ook doen, is sodat ons sal verstaan, dit gaan nie net oor dit nie, maar dit gaan oor die groter stryd hier, die stryd tussen die saad van die vrou en die saad uiteindelik van die slang. En dis wat hy by ons wil tuisbring, dat selfs ook hier in Dawid omstandighede, gaan dit nie net oor die vleeslike nie, maar dit is 'n groter stryd wat hier aan die gang is. En tog op die oog af lyk dit so, maar dit lyk in Dawid se geval of hy heeltemal die oorhand het en of hy oorwin, maar dan kom alles weer tot 'n val. En dit is waar ek vanmôre wil begin met ons teksgedeelte daar uit 2 Samuel 11 uit, hierdie bekende verhaal. So ek wil vir ons saam lees hier van vers 1 af, en dan gaan ons dit daarna ook bespreek. So 2 Samuel 11, die hele hoofstuk, verse 1 tot 27. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit, en die hele Israel. So Joab was een van Dawid se hoofbevelvoerders, wil ek amper sê, een van sy generaals. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Hierdie is 'n belangrike opmerking. Hierdie is die eerste keer wat Dawid nie saamgaan nie, wat hy nie saam gaan oorlog voer en as koning, wil ek amper sê, die leiding neem nie, maar hier lees ons, maar Dawid het in Jerusalem gebly, en dit is belangrik. Hou dit, ek sal later iets daaroor sê. En dan in vers 2, en teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan, en die vrou het swanger geword, en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hetiet na my, dis nou haar man. En Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria dan by Dawid kom, vra Dawid of dit goed gaan met Joab, en of dit goed gaan met die manskappe, en of dit goed gaan met die oorlog. So hier maak ons nou die afleiding, alhoewel Uria 'n Hetiet is hy deel van Dawid se manskappe, en waarskynlik ook een van Dawid se bevelvoerders, maar wel onder Joab. En dan lees ons verder in vers 8, en Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Met ander woorde, hy het eintlik vir hom hierdie is in 'n sekere sin, het hy vir Uria gesê, gaan na jou vrou toe en gaan slaap saam met jou vrou. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie.
Nou, wat het natuurlik hier gebeur? Uria het gesê, my ander mede-makkers wil ek amper sê, die mense wat saam met my in die weermag is, hulle slaap in die veld. So ek gaan beslis nie terwyl hulle in die veld is na my vrou toe gaan nie. So dis 'n eerbare soldaat. En daar is aan Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark en Israel en Juda bly in 'n hitte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oop veld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar as u leef en die siel leef, ek sal dit nie doen nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria het die dag in Jerusalem gebly, maar die volgende dag het Dawid hom genooi, en hy het voor sy aanges geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Dis nou Dawid het vir Uria dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. So Dawid het gedink as hy hom dronk maak, dan gaan hy dalk na sy vrou afgaan, of na sy vrou se huis toe gaan en saam met haar gaan slaap, sodat hy dalk dink is nie Dawid wat sy vrou swanger gemaak het nie. En in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die ewigste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit, waarvan hy geweet het, dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek, en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval, en Uria die Hetiet het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om Dawid die hele beloop van die geveg mee te deel, en hy gee die boodskapper bevel en sê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woede van die koning opkom, en hy vir jou sê, waarom het julle so naby die stad gekom om te veg? Het julle dan nie geweet dat hulle bo van die muur af sou skiet nie? Wie het Abimelech die seun van Jerubeset verslaan? Het nie 'n vrou bo van die muur af 'n boonste meelsteen op hom gegooi, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom? Dan moet jy sê, die dienaar Uria die Hetiet is ook dood. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel wat Joab hom opgedra het. Die boodskapper het naamlik aan Dawid gesê, die manne was vir ons te sterk en het teen ons uitgetrek die veld in, maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort. Toe het die boogskutters bo van die muur af op die dienaars geskiet, sodat daar van die koning se dienaars gesterf het, en die dienaar Uria die Hetiet is ook dood. Daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoes dit. So moet jy hom moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. So ek lees vir ons net tot daar, en ek wil vir ons vandag uitlig hierdie eerste paar verse wat ons gelees het, in die besonder vers 2 en 3, en in hier in vers 2 en 3 wil ek vir ons as teksverse uitlig, en teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien, en Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hetiet nie.
En dan ook vers 4, daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal, en toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het, daarna het sy na haar huis teruggegaan. En dan lees ons verder dat sy dan ook swanger geword het. Nou, hier is dit belangrik dat wanneer ons in hierdie verse lees, dan sien ons, soos wat ons reeds gesien het, dat hier word die lyne, spesifiek ook wat hierdie teksverse aanbetref, word die lyne na die tuin van Eden toe, uiteindelik weer baie sterk getrek. Wat hier gebeur is, uiteindelik, Dawid se manskappe is juis besig om in die veld oorlog te voer teen die volke rondom, wat ons nou reeds gehoor het, wat beskryf word soos die slang, so kom ons noem hulle maar die slangvolke rondom. Hulle is juis besig om oorlog te voer teen hierdie slangvolke om in opdrag uiteindelik te heers oor die aarde, as dit mense dit so kan stel. En dan tydens hierdie proses, soos ek gesê het, is Dawid nie daar nie. Hy is nie daar waar hy moet wees nie, maar terwyl sy bevelvoerders besig is om dit te doen, dan uiteindelik loop hy op sy dak. En dit is eerstens baie belangrik. In die Hebreëus is daar 'n baie klein verskilletjie tussen die Hebreëse woord vir dak en die Hebreëse woord vir tuin. En baie kere was dit juist so gewees, dat baie konings het juist 'n tuin gehad op sy paleis se dak, en dit is waarskynlik hier in Dawid se geval dan ook weer die geval. En dan trek ons onmiddellik, soos ek sê, die lyn terug, daarna die tuin van Eden toe, en net soos wat Dawid uiteindelik daar op sy dak geloop het, of gewandel het, en hy het van sy dak af gesien, so sy dak is ook op is hoog, so dit laat dink ons die paleis is in 'n sekere sin, mens kan dit ook seker so sien, is 'n mensgemaakte berg, dis iets wat hoog is, hy kyk af. So ons is besig met die tema van die berg. Maar wat Dawid dan uiteindelik daarvan sy dak af sien, is hierdie vrou wat besig is om te bad, en dit word vir ons beskryf, en sy was mooi van aansien gewees. Vers 2 sê, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om te bad, om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. En dit herinner ons onmiddellik aan die tuin van Eden, daardie vrug van die kennis van goed en kwaad, was mooi van aansien, 'n lus vir die oë. Dis dieselfde taal wat uiteindelik hier gebruik word. Hierdie selfde taalgebruik sou onmiddellik veroorsaak dat die oorspronklike hoorders in die Hebreëus, dat hulle uiteindelik geweet het, net soos in die geval van Adam en Eva, hierdie vrug van die kennis van goed en kwaad, uiteindelik wat mooi is van aansien, 'n lus vir die oë. Adam en Eva was getoets gewees. Hulle sou onmiddellik dit gesnap het. Hier is 'n toets. Dawid gaan nou getoets word. En uiteindelik wat gebeur? Dawid is ook hier in 'n tuin, hier is 'n toets. Hy's in 'n sekere sin by hierdie boom van toetsing. Hoekom? Want hy kyk. En ons het gesien, kyk is ook elke keer iets wat daarmee uiteindelik verbind word. Hulle sien die vrug, hy sien vir Batsheba. En wat gebeur? Dawid val, hy misluk in die grootste sin, wat ons in 'n sekere sin aan kan dink, en dan sien ons wat hier gebeur. Hy laat haal die vrou vir Batsheba, hy slaap saam met haar, en dan uiteindelik weet ons, hy vermoor ook haar man Uria, nadat hy probeer het om wil ek amper sê dit toe te smeer, en dan kry dit nie reg nie, omdat Uria juist so goeie en getroue en loyale soldaat vir Dawid is. Maar dan wat gebeur is, en dit gebeur in die volgende hoofstuk, in 2 Samuel 12, dan straf God vir Dawid deur die kind wat hierdie vrou Batsheba, wanneer sy dan nou swanger word, dat die kind wat sy dan kry, dat hy uiteindelik kort na sy geboorte, dan sterf hierdie kind. En wat baie belangrik is wat mens moet verstaan is, hier sien ons 'n omgekeerde weergawe
van wat met Abraham en Isak gebeur het op Moria. En onthou nou weer, ek het dit reeds gesê, Moria is Sion, waar Abraham bereid was om in gehoorsaamheid aan God sy seun te offer en God toe hom gekeer het en vir hom voorsien het. Sien ons hier dat in sy eie belange tree Dawid uiteindelik op en hy pleeg sonde, hy pleeg moord. Dis twee sondes, dis oorspel en dis moord. En dan uiteindelik, omdat die sonde altyd gevolge het, straf God vir Dawid deur die kind uiteindelik dan ook te laat doodgaan. En hierdie keer voorsien God nie. God verhoor nie Dawid se gebed nie. En die kind sterf dan nou wel. En weer eens is die les wat ons daaruit moet leer, is die sonde het gevolge. En hierdie slegte ding wat dan gebeur, hierdie babietjie wat dood is, dis dan net die eerste van 'n klomp verskriklike dinge wat ek amper wil sê wat dan met Dawid gebeur. En net die volgende hoofstuk ook, dan sien ons dat een van Dawid se seuns vermoor die ander een, nadat hy vir Tamar, een van Dawid se dogters, eintlik maar verkrag het. En dan daarna, dan word die seun wat die ander een vermoor het, dan word hy ook vermoor. En dan is daar, Dawid verloor dan nog 2 kinders uiteindelik, en van sy seuns wil hom doodmaak en hy moet vir hulle wegvlug. En dit is dan alles die uitvloeisels, die gevolge van Dawid se sonde. So ons moet ook besef, die sonde het gevolge, nie net in die ewige lewe nie, maar ook in hierdie lewe het die sonde gevolge. So as jy iemand gaan doodmaak, gaan jy waarskynlik in die tronk sit. Of as daar nog die doodstraf was, sou jy gestraf geword het met die doodstraf. En wat hier belangrik is dat ons ook moet raak sien, dat die sonde het gevolge, maar ten spyte daarvan, dat ons nou kan sê, soos wat ek nou so in kort beskryf het, ten spyte daarvan, dat die gevolge van Dawid se sonde hom nou jaag, letterlik en figuurlik, ten spyte daarvan verlaat God hom nie. Hoekom? Omdat God 'n verbond met Dawid gesluit het. Hy bly dan nog steeds die koning Dawid vir baie jare, en God is die een wat nie sy verbond met Dawid verbreek nie. God wys vir Dawid, ek is getrou, ten spyte van hoe jy opgetree het, ten spyte van jou sonde, maar jy gaan ongelukkig ook die gevolge van jou sonde moet verdra. En ek wil amper sê, dit word vir ons in 'n sekere sin baie mooi opgesom in Romeine 5, sy eerste 11 vers, en ek wil hulle dan ook vir ons lees, en ek sal wys hoekom ek so sê. Ons lees in Romeine 5 van vers 1 af, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En hier is nou die belangrike stuk, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouwelings sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar, en dit is wat God vir Dawid gedoen het, maar ons moet onmiddellik besef, ons is presies dieselfde as Dawid, so dis wat God vir ons ook doen. Maar, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Onthou ek het nou gesê, daar is 'n patroon. God se toorn het opgevlam, of ontvlam, en ons word ook gered daarvan. Hoekom? Omdat ons so dikwels ook maar agter ons eie afgode aanloop. Ons is vyande van God as gevolg van ons sonde, maar ten spyte daarvan, net soos in Dawid se geval, sê God vir ons, ek sal jou nie begewe nie, en ek sal jou nie verlaat nie, ek is nog steeds met jou tot
aan die volëinding van die aarde in die taal van Matteus 28. En dan lees ons die laaste vers net daar van Romeine 5, of die laaste 2 verse, Romeine 5 verse 10 en 11, want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. En dit is baie belangrik, ons roem in God, in of deur ons Here Jesus Christus, is hy wat vir ons die versoening moontlik gemaak het. En nou wil ek weer terugkom en ek wil sê, ons is maar te dikwels soos Dawid. Al is ons ook op die kosmiese berg, hy bly letterlik in Sion, op die berg, in die paleis, nog hoër op sy paleise dak. Hy is veronderstel om visie te hê. Al is ons ook dikwels bo op die kosmiese berg, en miskien kan ons vandag sê, dit is die kerk, is ons blind of te blind om te sien, dan dat al is ons selfs by die kerk, is ons nie altyd besig met die dinge van die Here nie, maar selfs by die kerk kan ons besig wees om ons eie belange te bevorder natuurlik, en ons eie belange uiteindelik bo ander se belange te sit. En Dawid, soos ek gesê het, dis presies wat hier gebeur. Dawid was nie saam met sy manskappe besig om geveg te voer soos altyd nie. Hy was vir die eerste keer by die huis besig om sy eie belange te bevorder. En toe, wat is die gevolg daarvan? Ons sien ook, hy het opgestaan van sy bed, so hy het waarskynlik heel dag gelê en slaap, en toe is die spreekwoord vir hom so waar, ledigheid is die duiwel se oorkussing, en toe lê die sonde in wag vir Dawid voor die deur, net soos wat dit vir Kain gelê en wag het, toe Kain sy broer Abel doodgeslaan het, en toe hier het Dawid in 'n sekere sin, of dit nou direk of indirek is, het hy sy broer, sy getroue bevelvoerder, loyale soldaat, Uria, het Dawid uiteindelik ook doodgeslaan. So dit is uiteindelik wat ons moet besef, ons is so swak en nietig en sondig, dat selfs by die kerk self, daar waar die ontmoetingsplek is, daar waar dit die kosmiese berg is, selfs daar is ons so dikwels besig om ons eie belange uiteindelik te dryf. Ons is maar net daar, sodat mense kan sien ons gaan kerk toe, want dan dink hulle, ons is kerkmense, maar die res van die week leef ons nie so nie. En kom ons sluit af, hier is die konklusie wat ek wil hê dat ons vandag by moet uitkom. Daarom moet ons voortdurend dit doen wat Dawid nog nie hier gedoen het nie, dit volg dan. Psalm 51 is 'n pragtige voorbeeld daarvan, wanneer die hele verhaal waar Nathan dan na Dawid toe kom, en hy vertel vir hom die verhaal van die man van die ryk koning, wat die arme man se enigste lammetjie geslag het, toe die koning gaste kry, en dan is Dawid so verskriklik kwaad, en as hy klaar is, dan word die vinger na Dawid toegewys, en dan, as Dawid sê, daai ryk man moet alles van hom af weggevat word, dan sê die profeet vir hom, jy's die ryk man, jy is die man. En dan kom Dawid eers tot sonde besef. Maar hier is die gevolgtrekking, ons moet ook, maak nie saak waar ons is nie, moet ons elke keer besef, as ons juis hierdie bergtop oomblikke het, oomblikke van helderheid en klaarheid wil ek amper sê, dan behoort dit oomblikke te wees, waar ons sonde ten diepste besef, en daarom moet ons voortdurend uiteindelik weer gaan stilstaan en besef, ons is swak, ons is sondig, en ons moet ons sondes voortdurend besef, en wanneer ons dit besef, dan moet ons dit bely. En dis belangrik, en ek kan daarmee afsluit, dis natuurlik alleenlik die Heilige Gees wat ons tot daardie sonde besef kan bring. En daardie sonde besef is as te ware, soos ek gesê het, ons as sondaars, se bergtop oomblikke. Wanneer jy jou sonde besef, dan besef jy, dis 'n oomblik van klaarheid en duidelikheid en helderheid, waar jy inderdaad nader aan die Here is, omdat jy jou sonde besef en dit voor die Here bely. En dan weer eens, in die Heilige Gees kan ook natuurlik nie in ons werk
as dit nie is vir die feit dat Jesus Christus die dood oorwin het, sodat die Heilige Gees uiteindelik uitgestort kon word om in ons harte te kom woon nie. So daarom is dit ons voortdurende uiteindelike, wil ek amper sê, opdrag om ook introspeksie te doen en na onsself te kyk en te vra, maar is ons nie maar so dikwels soos Dawid, wat uiteindelik ledigheid is die duiwelse oorkussing, wat lui is, wil ek amper sê, en wat besig is met niks nie, en dan lê die sonde en wag vir ons voor die deur nie. As ons nie maar voortdurend soos Dawid, al is ons selfs by die kerk, in die voorbeeld wat ek hier gebruik het, nogtans is ons dan uiteindelik besig om ons eie belange te bevorder, is ons vir die regte redes daar, en daarom moet ons onsself voortdurend uiteindelik weer terugbring en sê, juis ook wanneer ons by die kerk is, dan is dit daar waar ons dan ook weer moet besef, dat ons 'n sonde besef moet hê, en wanneer ons 'n sonde besef het, dan kan ons uiteindelik na Jesus Christus toe vlug, en dan uiteindelik weet ons, hy is die een wat nie soos Dawid sal maak nie, wat nie soos ons sal maak nie, maar wat vir ons reeds gewys het wat hy gemaak het. Hy het vir ons gaan sterf aan die kruis en hy het vir ons oorwin, sodat ons uiteindelik ook eendag op die groot kosmiese berg van die ewige lewe voortdurend, sonder tyd, buite grense, uiteindelik saam met God in God se teenwoordigheid sal wees. In die tussentyd is dit ons opdrag om bergklimmers te bly, en deel van daardie bergklimproses is uiteindelik om ook voortdurend terug te kyk na dit wat agter ons lê, na dit wat ons reeds deurgemaak het en oorgeklim het, en die sonde uiteindelik ook raak te sien en dit dan voor die Here te bely, en dan te besef die sonde hoef nie meer struikelblokke te wees nie, maar ons is in deur Christus dan ook oorwinnaars. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier dat ons kan weet dat ten spyte daarvan dat ons ook u vyande is as gevolg van die sonde wat ons elke dag maar weer doen, ten spyte daarvan dat ons dit nie verdien, dat u ons so genadig is, dat u ons so lief het, dat God die enig uiteindelik vir Jesus Christus vir ons gestuur het, God die Vader sy eniggebore seun gestuur het om vir ons te kom sterf, dat ons dit nie verdien nie, maar Here, dat u dit nogtans gedoen het. Here, daarom vra ons, lei vir ons en rig vir ons deur elke dag, dat ons werklik lewens van dankbaarheid sal leef, en dat ons sal besef, daardie dankbaarheid begin uiteindelik by die sonde besef. Want ons is dankbaar, omdat ons eerstens besef hoe groot ons sondes is, en dan daarna uiteindelik besef dat die Here Jesus reeds daarvoor aan die kruis betaal het. Here, gee dat die Heilige Gees ook daardie wete en hierdie feite in ons harte sal bevestig en deur ons verstand sal werk deur elke dag, en dat ons daarom werklik alles wat ons doen, sal doen tot eer en verheerliking van u naam, dat ons sal bly bergklim, nader en nader aan u, en dat ons ook deur ons bergklim sal groei, om elke dag ons sonde meer en meer te besef, en daarom dit meer en meer te bely, en dit dan uiteindelik ook af te sterwe, sodat ons nie meer deel van die ou mens is nie, maar sodat ons uiteindelik nuwe mense is, deur die versoenende sterwe van Jesus Christus, vir elkeen van ons, en deur die inwoning van die Heilige Gees in ons elkeen se harte. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit u wil is, in die groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.